Goeienaand julle en baie welkom by ons Pinksterbid hier 2025. Baie dankie dat julle saam deelneem aan hierdie bid hier vanaand. Nou ons gaan vanaand praat oor al die seëninge van die Gees. Daar's 'n klomp seëninge deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Ons praat baie keer oor die vrug van die Gees. Ons praat ook baie keer oor die gawes van die Gees. Maar vanaand gaan ons bietjie meer praat oor die seëninge van die Gees. En dit kom uit Efesiërs hoofstuk 1 van vers 3 tot 6. Kom ons bid saam. Here, ons wil bid dat U deur die woord van die Gees vanaand ook ons gedagtes en ons harte sal aanraak. Want net U Gees kan dit doen. Ons bid dit in die naam van Jesus die Here. Amen. Efesiërs 1 van vers 3. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus Jesus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is, so het hy nog voor die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberisplik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. En daarom moet ons God prys vir sy groot genade wat hy in sy geliefde seun vrylik aan ons geskenk het tot sover toe. Ons het al baie gepraat oor die gawes van die Gees en ook oor die vrug van die Gees, maar vanaand wil ek met julle praat oor die seëninge van die Gees. Soms wil jy iemand sommer net bless met iets, 'n seëningkie vir so 'n persoon gee, 'n spesiale geskenkie wat jy onverwags vir die persoon gee, of 'n besoekie wat jy vinnig by die persoon aflê sonder dat die persoon dit verwag het of gedink het soos is moontlik. Dit is daai onverdiende ietsie wat na iemand toe kom, wat ons sê, ons bless iemand daarmee. En wanneer Paulus in Efesiërs 1 skryf oor die seëninge van die Gees, dan is hy baie opgewonde oor al hierdie parsellige geskenkies wat God eintlik so onverdiend en half onverwags aan ons gee. Hy begin in vers 3 as hy sê, God het ons in Christus met die seëninge van die Gees geseën. En hy beklemtoon dit oor en oor, dat God ons deur Christus, in Christus, geseën het met die seëninge van die Gees. Dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Julle gaan dit oor en oor in die gedeelte te sien kry. Die werk van die Heilige Gees is om hierdie seëninge wat Jesus aan die kruis verwerf het, aan ons te kom uitdeel. En die hele gedeelte van Efesiërs 1 van vers 3 tot en met 13 tot vers 14 is vol van hierdie seëninge wat die Heilige Gees aan ons kom uitdeel. En ons gaan vanaand en môre net na enkele van dit kyk. Vanaand begin ons daar in vers 3, wat hy praat van dat God ons uitverkies het, nog voor die wêreld geskep is ons in Christus uitverkies om heilig en onberisplik te wees. Die eerste seëning, eerste present waarna ons vanaand kyk, is die uitverkiesing. Vers 3 en 4 sê, nog voordat die wêreld geskep is ons in Christus uitverkies om heilig en onberisplik te wees. Dit beteken dat voordat ek nog gebore is, het God my by die naam geken. Voordat ek nog gebore is, het God dit bestem, bepaal, besluit, dat ek en jy hierdie seëninge van die Gees gaan kry. Hy het ons spesiaal daarvoor uitgekies. En daarvoor hoef ons nie daarvoor te vra of te smeek of te neel dat God dit vir my gee nie. Dit word letterlik by my voordeur afgelaai met my naam op die pakkie, spesiaal net vir jou. En hoekom sal God dit spesiaal vir my wil gee? Hoekom sou God my gekies het, vir jou gekies het, om hierdie presente, hierdie seëninge van die Gees te kry? Want hy het 'n doel met my en jou lewe. Hy wil my en jou lewe verander. Hy wil my en jou lewe nuut maak, sodat ons heilig en onberisplik voor hom kan wees. Heilig beteken totale naam en al aan hom toegewy. Onberisplik beteken dat ek nie heel met die sonde en besmet word deur die sonde nie. Dat ek heilig en onberisplik voor hom sal wees. Dit is soos 'n beeldhouer wat 'n besondere stuk graniet gaan uitsoek, omdat hy iets baie spesiaals uit daardie stuk graniet wil maak. So het God ons spesiaal gaan uitsoek, sodat die gawes, die seëninge van die Gees aan ons gegee kon word, en dat ons lewe daardeur verander kan word, sodat ons al hoe meer en meer
soos Jesus kan lyk. En dis die werk van die Heilige Gees met hierdie seëninge om ons aan ons te timmer en te skaaf, sodat die beeld van Jesus al hoe meer en meer in ons lewens sigbaar word. Ons is God se spesiale projek, waarin hy aandag en tyd spandeer. Maar die tweede ding wat Paulus hierso sê, hy sê, ons is ook bestem om kinders van God te wees. Vers 5 tot 6 sê, in sy liefde het God ons sy kinders gemaak, en daarvoor moet ons hom prys vir sy groot genade. 'n mens is nie van self 'n kind van God nie. As God nie iets gedoen het om ons sy kinders te maak nie, as God nie van sy kant af sy hand uitgesteek het en ons gered het en ons sy kinders gemaak het nie, was ons tot nou toe nog heeltemal verlore. God kon dit nie oor sy hart kry nie, om ons verlore te laat gaan. En daarvoor was sy liefde te groot. Dis waarvoor in Johannes skryf, in Johannes 3 vers 16, as hy sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat ek en jy wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dit is God se liefde vir my en jou. Hy sê, God het ons bestem, hy het besluit, hy het bepaal, dat ek en jy, deur Christus, deur dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, sy kinders sou wees. En daarom moet ons God prys vir sy groot genade. Nou, genade beteken dat ons iets ontvang wat ons nie verdien nie. Dis onverdiende guns. Iets waarvoor jy nie gewerk het nie, waarvoor jy nie eens gevra het nie. Paulus skryf daarvan in Efesiërs hoofstuk 2, hier van vers 8 af, as hy sê, julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. Hy sê, as God nie ingegryp het, as God nie ons sy kinders gemaak het uit sy liefde en genade nie, was ons nou nog verlore. Deur Christus Jesus, deur dit wat Jesus in die kruis volledig betaal het, het ons sy kinders geword. Nie omdat ons dalk goeie mense is nie. Nie omdat ons dalk 'n goeie lewe leef nie. Nie omdat ons dalk kerkmense is wat gereeld bid en gereeld ons Bybel lees nie. Nee, ten spyte van wie en wat ons is, het God besluit om my en jou sy kind te maak. En miskien sê jy vanaand vir my, weet jy, dit klink te goed om waar te wees. Is dit ook op my van toepassing? Geld dit ook vir my? Hoe kan ek seker wees dit is ook vir my? Dan kom Romeine 8 vers 15 en sê, julle die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak. God het aan jou en my sy Heilige Gees gegee wat ons tot kinders van God maak. Dan kom Johannes in Johannes 3 vers 1 en hy sê, God noem ons sy kinders en ons is dit ook. Wow! God noem ons sy kinders en ons is dit ook, want hy het ons aangeneem, hy het ons deel gemaak van sy familie, hy het ons gaan inskrywe onder sy familie stamboom. Sê ons is kinders van die almagtige God. En nou kom God en hy spreek by jou en sê, glo dit. Glo dis ook vir jou. Aanvaar hierdie geskenkie met jou naam daarop geskrywe en laat toe dat die Heilige Gees in jou lewe werk tot voordeel van God. Laat toe dat die Heilige Gees jou lewe vorm sodat God daardeur verheerlik word. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die geskenke wat die Heilige Gees aan ons uitdeel, vir die voorreg om deel te mag wees van die familie van God. En ek wil bid, Here, dat U lig so helder deur ons sal skyn, dat mense daardeur aangetrek sal word na U toe. Ons sal bid vir ons gesinne vanaand, Here, wat soms deur moeilike tye gaan aangeval word deur die Satan en die wêreld en die son, en baie keer deur die Satan en sonde vernietig word. Ons sal bid, Here, vir genesing, vir herstel. Ons sal bid dat die liefde in ons gesinne sigbaar sal word, en dat kinders, ouers, iets sal belewe van, dat ons mekaar so moet lief hê, soos wat U ons lief gehad het. En so bid ons ook vir ons kerk, Here, dat
dieselfde liefde as kinders van God, ons almal wat deel is van die familie, dat ons nie mekaar sal byt en verskeur nie, maar dat ons in liefde en vrede met mekaar sal saamleef, soos wat U van ons verwag, en dat ons nie sal toelaat, dat die Satan hou vas op ons kry deur die sonde nie, dat ons nie sal toelaat, dat die Satan ons soos 'n brullende leeu voorlê en verskeur nie. Ons sal bid, Here, dat Hy vir ons die Heilige Gees sal bewaar, en dat Hy vir ons sal help om te groei, sterk te word deur die Gees, sodat ons weerstand kan bied teen die sonde. Ons bid al hierdie dinge net in die naam van Jesus die Here. Amen. Julle moet 'n baie geseënde aand hê. Ons praat môre aan verder oor die seëninge van die Gees. Lekker slaap.